Hallo my vriend, die Bybel sê, 2 Korintiërs 12, die Bybel sê, my genade is vir jou genoeg. God sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. Paulus het 'n probleem gehad, daar was 'n mens in sy area, ons weet nie wie nie, miskien was dit die kopersmid, ons dink is die kopersmid, maar hy het vir Paulus soveel probleme gegee, weerstand, dat Paulus het 3 keer gebid, dat die doring in sy vlees weggeneem sal word. Want dit is maar net 'n mens wat vir hom baie moeilikheid gegee het. En dan kom die antwoord van God. Hy sê, Paulus, niks gaan verander nie. Maar, sê God vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. En ek gee dit nou vir jou, hierdie teks. Ek wil graag hê, deur die genade van die Here, as jy die vertroue sal hê, die geloof sal hê, die liefde sal hê, om dit vir jouself te vat, dat God vir jou sê, niks gaan verander nie. Maar, God sê vir jou, my genade is vir jou genoeg. Dat staan so in 2 Korintiërs 12, dat die Here sê, my goedheid is vir jou genoeg. Anders vertaal, my goedheid is vir jou genoeg. En dan sê die Here daar, my groot krag, God se krag, die Heilige Gees se krag, word sigbaar in jou lewe, as jy swak en hulpeloos voel. Kan bietjie verkeerd omvind, maar Paulus sê basies, toe hy dit verstaan het, het 'n splinternuwe lewe vir hom opgegaan, dat die krag van die Heilige Gees het in sy lewe begin werk, die oomblik toe hy nie meer gehoop het ander goed sal verander nie, maar toe hy homself oopmaak vir die krag van die Heilige Gees, dieselfde krag, sê Paulus, wat Jesus Christus uit die dood opgewek het, toe die krag in Paulus begin werk, al het hy moeilikheid gehad, hy selfs vermoor mettertyd, maar hy sê, 'n wêreld het vir my oopgegaan, toe die krag van die Heilige Gees deur my begin werk het. En dit is wat God vir Paulus sê. En hy boodskap is aktueel vir jou in jou konteks. Die genade van God is vir jou genoeg. Daarom sê Paulus nogal in 2 Korintiërs verder, 12 vers 10, hy sê, hy is eintlik bly, as daar swakhede is, en beledigings is, en ontberings is, en vervolgings is, en moeilikhede, want hy sê, as ek so swak is, as ek swak is, dan is ek sterk, sê hy. Die krag van die Heilige Gees werk in jou, wanneer jy swak is. Dis juist wanneer jy die krag van die Heilige Gees nodig het. Kyk, Jesus beloof dit ook, vir die disippels in Handelinge, sê vir hulle, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. God gee aan swakke mense vrymoedigheid, krag, God se krag, Heilige Gees se krag, as hulle van hom moet gaan getuig. So Jesus beloof krag. Paulus skryf daarvan, want God sê vir hom, Paulus, jy gaan krag ontvang, die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee gawes. Die Heilige Gees gee krag soos hy wil. Nou Paulus bemoedig 'n ander jongman, se naam is Timoteus, en hy sê vir hom, Timoteus, moet nou nie lafhartig wees nie, 2 Timoteus 1, he, moet nou nie lafhartig wees nie, maar God se krag gee vir jou alles wat jy nodig het om te lewe. So hy sê, dra maar jou deel van die ontberings, dra maar jou deeltjie, sê Paulus vir Timoteus jongman, maar God gee vir jou krag. Nie laat, ons het dit nie. Jy het dit nie. Jy kan dink jy het dit. Jy kan dink jy het redelik gebou tot waar jy nou is, baie geluk. Maar jy het dit nie. Jy het nie die krag nie. Jy is nie die bron van die krag nie. Jy is nie die bron van God se krag nie. Jou krag kom van die skepper van die hemel en aarde. Jou krag kom van die een wat aan die kruis dood is, opgestaan het en lewe. Jou krag kom van die Heilige Gees. Die Heilige Gees deel die skepingskrag en die opstandingskrag van Jesus Christus aan jou uit. Jou kragbron
is die Heilige Gees. Die Heilige Gees deel dit aan jou uit. En jy gaan nie 'n soort van aneurisme of 'n reservoir of 'n dam kry vir die Heilige Gees. Jy kan nie meer kry nie. Jy kan alleen elke dag vir dag, kan jy van die Heilige Gees jou krag vir vandag, krag vir die dag, jou gawes vir die dag kan jy ontvang. En jy kan dit elke dag ontvang, jy kan dit nie bewaar nie. Jy kry dit nie vir jou nie. Jy kry dit, sê Jesus, sodat jy getuies kan wees in die wêreld. Jy kry elke dag jou krag, jou gawes van die Heilige Gees en jy gee dit aan elke dag. Jy is eintlik maar net soos 'n geleier van krag, soos koperdraad. Jy is 'n geleier van God se krag. God gee vir jou krag, dit vloei deur jou en jy maak 'n groot verskil in die lewens van baie mense. Maar die krag breekie by jou nie. Jy kan nie eers bid dat jy dit vermeerder nie. Jy kry elke dag genoeg krag vir vandag, dag vir dag, en jy laat gaan dit weer, dag vir dag. Dis soos 'n weet jy, ou se bankrekening, dis maar 'n in en uit, links en regs, debit en krediet, né? God se krag werk baie maar dieselfde. Dis nie vir jou nie, maar dis vir jou, genoeg vir jou, sodat jy ook kan dien, getuig, lewe in hierdie wêreld. Jy kan nie die krag opwek nie, jy kan dit nie stoor nie, jy kan dit nie vermeerder nie, jy kan dit eers verminder nie. Al kom daar swakhede en belediging, sê Paulus, ontberings, moeilikhede ter see, jou kragbron, die Heilige Gees, word nie geaffekteer nie. Dis nie afhanklik van ekonomie en oorlog en gesondheid en huwelik en nee. God, die Heilige Gees, gee vir jou krag oorgenoeg. Regtig. Dis wat Jesus sê, jy weet, hoekom is julle so bekommerd? Kyk na die twee mossies. Daai mossies, wat moet 'n mossie doen? Hy moet vlieg. Hy moet 'n nesie bou. En hy moet kleintjies grootmaak. En hy moet mossie wees. En Jesus sê, kyk na die mossies. Wees soos die mossies. Dag vir dag sorg God vir hulle. Dag vir dag sal die Heilige Gees vir jou krag gee vir vandag. Dag vir dag sal die Heilige Gees vir jou alles gee wat jy nodig het om van te lewe en om hom te dien. So jy is 'n Christen. 'n Christen moet weet, jy kan nie 'n Christen wees en nie die Heilige Gees hê nie. Dit werk nie so nie. Dit gaan saam. Die Heilige Gees deel die krag van Jesus se opstanding aan jou uit. En die Gees, Romeine 8 vers 16, roep in jou gees dat jy 'n kind van God is. So jy het die krag. En my gebed is vir jou, Paulus se gebed in Efesiërs 1. Jy kan hom tyd saam gaan lees. En ek bid dit vir jou. Mag jy besef hoe groot en diep en wyd en hoog en laag en buite en binne, hoe geweldig groot die liefde van God is vir jou. Die gebede van Paulus vir gewone mense. Mag jy ook weet die Heilige Gees werk in jou. Nie te veel nie, nie te min nie, maar in volheid, sodat jy 'n geestesvervulde lewe kan hê. En nou sê Paulus daar in Efesiërs 5, moet nou nie te veel drink nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Maar hy sê, laat die Gees jou vervul. En sing psalms, lofgesange, geestelike liedere en dank die goeie Vader altyd vir alles in die naam van Jesus Christus. Mag jy 'n goeie week hê. Ek verkondig aan jou die krag van die Heilige Gees. Verwag dit, ontvang dit, gee dit aan, moenie twyfel nie. Die Here sal vir jou help. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader en Jesus se liefde en die krag van die Gees vir jou oorgenoeg wees. Amen.